Ja, en jy sal nou nie glo nie, na vanmôre, alles het nog gewerk en vanaand kom Gerard hier toe die hele rekenaar ingegee. So, jy sien, ons het nie te doen met, ons het regtig te doen met die werke van die duiwel. En die duiwel hou van baie goed, hou hy nie daarvan nie. So, bly die bloed van die Here. Bly, dis 'n werklikheid, bly die bloed van die Here oor u, vir hierdie week, wanneer jy ry, ja, oor die kerk en al hierdie dinge. Ek wil vanaand met u verder praat oor hierdie gedagte, die 7de dag Adventiste. En ja, die Here seën my hart baie as ek oor hierdie dinge in my hart voorberei, en ek wil vanaand 'n bietjie verder gaan. Ek hoop ek kom 'n bietjie verder as wat ek verlede Sondag aand gekom het. En ek wil weer begin om net vir u 'n bietjie te vertel van hierdie mense. Daar is sekere kenmerke hoe jy groepe uitken. En interessant, hulle sal hulle self sorteer onder die protestante, maar daar is sekere dinge waarna jy gaan kyk. Onthou, as jy altyd wil weet, hierdie groep, hoe staan hulle en waar staan hulle teenoor die Here Jesus? 1 Johannes sê, elkeen wat bely dat Jesus nie in die vlees gekom het nie, nee, elkeen wat dit nie bely nie, nee, hy noem dit 'n valse profeet, 'n antichrist. So hierdie mense, die hoofsaak van hulle, dit wat hulle glo, hulle word ook genoem, die groep word genoem die Sabbatariërs. Hulle glo baie sterk, en hulle is so sterk daarop, dat Saterdag die Sondag is, en dat jy die Saterdag moet onderhou, in plaas van Sondag. As ek nou sê vanaand Sondag, dan wil ek sommer 'n klaar definisie gee. Wat bedoel ek as ek sê Sondag? Sondag gaan nie oor die dag nie. Ons is vanaand hier by mekaar, en ek gaan later op 'n vraag antwoord, hierdie dinge vir jou baie mooi verduidelik. Ons kom by mekaar op 'n Sondag, omdat dit die eerste dag van die week is. So ons onderhou nie die wet nie. Ons onderhou die dag waarop Jesus uit die dood uit opgestaan het. En ek gaan nou vanaand vir jou weer baie teksverse wys, want ek wil jou dit bewys uit die woord uit. Waar kom dit in die woord voor, nee? So, hulle is baie sterk op die letter, die fisiese letter van die 4de gebod, wat in Eksodus 20 staan, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Hulle voel so sterk op oor die 4de gebod, dat hulle, soos baie ander mense sal sê, ons glo, die kerk van Nasareëner glo, en dan glo dat ons is die woord onder ons. Die enigste vereiste om hemel toe te gaan is Johannes 3 vers 3, waar Jesus hierdie woorde sê, baie uitdruklik, hy sê, voorwaar, as jy daai twee woorde langs mekaar lees, die woordjie voorwaar beteken God sweer. So God sweer 2 maal. Voorwaar, ek sê vir julle, as iemand nie weergebore word nie, sal hy nie die koninkryk van God, of sy nie dit maak nie, en sien nie. So, dit is nie Jesus, plus die Sabbat, plus nog iets nie. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor, ek moet die Here Jesus ken, en ek moet hom ontmoet as my persoonlike verlosser en zaligmaker. Dis die enigste, die Bybel noem dit wedergeboorte. Ek word vir 'n tweede keer gebore. So dit is belangrik dat jy weet, daar was 'n tweede dag in jou lewe. Jy weet van jou verjaarsdag. Ek weet, ek het 2 verjaarsdae. Ek weet dat ek verjaar die 18de September, en ek weet, dis my fisiese verjaarsdag, toe ek fisies gebore is, en ek het 'n geestelike verjaarsdag, en dit is die 16de Maart 1976. Dis belangrik om 2 datums te hê in jou lewe, as ek dit so kan sê. Hoekom druk ek so baie op 'n datum? Omdat jy weet, daai dag het iets in jou lewe gebeur. Dis soos ek vanmôre gesê het, jy begin nie sommer met die Here wandel nie. Amos vra die vraag, hy sê, sal 2 mense met mekaar wandel, alvorens hulle nie eers afgespreek het nie. Ek begin nie sommer met die Here wandel nie. Henog het nie sommer met die Here begin wandel nie. Hy het met die Here ooreengekom. Daar was 'n ontmoeting, is eers wanneer ek met iemand 'n ontmoeting het, met Jesus 'n ontmoeting het, wat ek hierdie pad begin loop. Nou, ek noem dit net as inleiding, want hierdie mense is so sterk daarop, om hierdie dag te onderhou, dat hulle sê, as jy nie 'n Saterdag onderhou nie, sal jy nooit hemel toe kan gaan nie. So ek verskil van hulle, en ek sê vir u, dis nie die waarheid nie. Dis nie wat God se woord leer nie. Hier gaan dit oor die letter, nee. Nou, dis baie interessant as 'n mens by die wet van die Here kom alleen. Die ryk jong man het vir die Here gesê, daar in Lukas, toe sê hy vir die Here, Here, ek het die wet
het ek onderhou van my jeug af. So, hy het gedink, hy onderhou die wet. En toe sê Jesus vir hom, daar is net een ding wat jou kort kom. Daar is iets wat tussen jou en my staan, daar is 'n ander God in jou lewe. So ons kan dink, ek onderhou dit volgens die letter, ek onderhou dit die Saterdag, en ek maak dit die Sabbatdag, omdat dit die 7de dag is. So as dit by die Nuwe Testament kom, en ek wil graag vir u net dit weer wys, want sulke dinge wil ek vir u oor en oor sê, dat wanneer u gekonfronteer word, of wanneer u in hierdie stryd kom, die Bybel, die ou mense het baie keer daarna verwys as 'n Bybelstryd. Jy lees een môre of jy iemand praat met jou en dan slaan so ietsie vas. So ek wil praktiese dinge vir jou wys waaraan jy moet vashou en jy moet regtig hierdie dinge gebruik as grond waarop jy staan. As 'n mens na die Nuwe Testament gaan kyk, dan sal jy sien die hele 10 gebooie, die hele Eksodus 20 word iewers herhaal in die Nuwe Testament. So as jy daar lees, jy mag die naam van die Here jou God nie eintlik gebruik nie, vers 3, dan sal jy dit daar in Handelinge sien, dit gaan daar herhaal word. So gaan jy die 2de gebod, jy gaan die 3de gebod en jy gaan die 5de gebod. Interessant as jy by die 4de gebod kom wat sê gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Nêrens in die Nuwe Testament word daar enige melding gemaak, enige bevel gegee of 'n opdrag gegee dat hierdie gebod, die 4de gebod, onderhou moet word. Is dit nie interessant nie, né? So hoekom sou die Here dit dan nie belangrik ag? Baie interessant as jy, kom ons sit nou die leringe van die Here Jesus apart, een kant, en jy het baie gesag as hy gepraat het, hy het met autoriteit gepraat, hy het met gesag gepraat, maar kom ons dink aan Paulus, kom ons dink aan Johannes, kom ons dink aan al hierdie wat leerstelling neergepen het, Jakobus, nie een van hierdie mense wat leerstelling neergepen het. Interessant, ek gaan dit later vir jou wys. Ek wou verlede Sondag aan dit vir die as huiswerk gegee het, maar jy moet dit weer gaan lees. In Handelinge 15, dis nadat die synode, die eerste synode het nou by mekaar gekom in Handelinge. So die kerk is gestig in Handelinge 2 en Handelinge 3 die Here by die gemeente gevoeg, 3000 en toe 5000 en toe besef hulle maar, daar moet 'n synode sitting wees en toe in Handelinge 15, toe gaan sit hulle, Petrus het gaan sit en almal het daar gaan sit en die reëlboek van die eerste kerk is neergepen. Jy moet dit gaan lees, 'n lang hoofstuk, baie interessante hoofstuk. En nêrens in daai hoofstuk, jy moet dit gaan bestudeer. Onthou, die lering van die eerste kerk word neergepen. Wat beteken dit? Ek stig 'n kerk en nou moet daar sekere reëls wees. En daar is sekere reëls wat ons moet nakom en dis die leerstelling van die kerk. Die kerk van Nasarene het so dik boek. Dis die leerstelling van die kerk. Ons het hom maar verkort in 'n paar bladsye om vir mense te gee, nee. Maar nêrens in daardie handboek van die Christelike kerk wat van daardie tyd af neergepen is, word enigsins melding gemaak van dit wat hierdie mense sê die belangrikste is dat jy die 7de dag moet onderhou. So in die Nuwe Testament kom dit nêrens voor dat die Here opdrag gee, die profete enige persoon opdrag gee. Die rede is net dit. Jy sien toe die Here Jesus gekom het en ek gaan dit vanaand vir jou baie wys. Toe maak hy nie meer onderskeid tussen heiden en Jood en man en vrou nie. Hy kom en hy maak die speelveld gelyk. Hy kom en hy maak die vloer gelyk. So hy praat van 'n wedergebore mens, iemand wat nuut geword het. So daar's by hom geen onderskeid wanneer jy voor hom staan. Ek sê baie keer hierdie woorde, die grond voor die kruis is gelyk. Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak wat jy agter jou naam skryf, wanneer ek voor die Here staan, is die grond gelyk. En dis hoekom hy hierdie argument wat ek vir jou sê. So ek wil net weer so 'n bietjie praat oor vinnig hulle agtergrond. William Miller, hy was die stigter van hulle. In 1843 het hy ook voorspel dat die Here Jesus gaan kom. 43 het dit gebeur en toe in 44 het hy weer gesê, hy gaan kom en toe die kerk geskeur en toe het Ellen, ek gaan dit net vir jou vinnig noem, en toe het Ellen White, hy was sy opvolger, maar William Miller het beweer, dat die Here Jesus na die aarde toe sal kom, en toe daar 'n groepie
by mekaar gekom, ons noem dit 'n splintergroep, en hulle het gesê, weet jy wat, eintlik het hy nie bedoel dat Jesus op die aarde gaan kom nie. As hy gaan kom, gaan hy hemel toe, en dan gaan hy sy werk op in die hemel doen, en hulle praat, en dit klink so wonderlik en so naby, hulle verwys daarna as die ondersoekende oordeel. Nou dit is so, die Here Jesus het met sy hoë priesterlike bediening, Hebreërs 1 sê, en hy het opgevaar na die hemel, en dit is 'n mooi woord, en hy het gaan sit aan die regterhand. Die woordjie sê sit, beteken sy werk is afgehandel. Hy sê ek het na die aarde toe gekom, my Vader het my gestuur, en nou is my werk afgehandel. Hy het gaan sit aan die regterhand van God. Dit is sy posisie. Wat doen hy nou in die hemel? Hy tree op as hoëpriester. Hebreërs 4, as hoëpriester. Hy tree nou vir ons in. Is dit nie wonderlik nie? So dit is die teenoorgestelde as wat hulle hier sê. En daardie groepie mense wat dit nou beweer het en dit begin verkondig het, hulle staan vandag bekend as die 7-dag adventiste, die sabbatariërs. Ek wil net vanaand vir jou bemoedig deur hierdie woorde, dit vir my baie bemoedig. In my lewe het ek het dit al baie keer gebid. Jy weet, wanneer ek en jy in 'n baie moeilike tyd onsself bevind in 'n krisis, alhoewel die Bybel sê dat hy het gaan sit aan die regterhand van God, sê Stefanus, toe hulle hom gestenig het in Handelinge, sê hierdie woorde, is dit nie mooi nie? Hulle stenig hom, en hy sê hierdie woorde, ek sien Jesus staan aan die regterhand van God. Die Bybel sê in Hebreërs 1, hy het gaan sit. As Stefanus hom sien hy hom staande. Hoor gou mooi, want ek en jy as kind van die Here, as sy kind in 'n krisis bevind, dan staan die Here Jesus op. En dan gaan staan hy voor die Vader en sê hy, hoor my kind, en hy jou naam noem, hy's in 'n krisis. Kyk wat doen hy met Stefanus, hy staan, hy tree vir hom in by die Vader. Wonderlik wanneer Jesus staan nie. Elke keer wanneer ek en jy in 'n krisis is, en ons bid tot hom, dis hoekom hy sy bediening as hoëpriester in die hemele mee besig is. En hulle het nou baie dinge gesê, en ek wil 'n bietjie skiep, daar's hulle leerstelling, hulle verskil baie hierop, en daar's 'n paar dinge, gaan dit net vir jou noem. Hulle verskil oor die toestand van die siel van die mens, hulle praat van 'n sieleslaap. Die sieleslaap kom juis van die ooste af, die heidense gebruik. Met ander woorde, hulle beweer amper soos die Jehova getuies, as jy sterf, dan sterf jy soos 'n hond, soos 'n dier, daar's geen lewe daarna nie. So hulle praat van 'n sieletoestand, dit staan bekend as 'n voorwaardelike onsterflikheid, silence, inactivity en entire unconsciousness. So ons slaap net in die graf. Dis al wat ons doen. Wanneer ek my asem uitblaas, dan slaap ek maar net. So hulle verskil oor die dag, hulle verskil oor die sieleslaap, en dan ook oor gesondheid. Hulle is baie gesondheidsbewus. Hulle hou streng by dit wat rein is en onrein is, by daai kosse. Baie Ou Testamenties gaan kyk hulle na daai kosse, en hulle het 'n vegetariese leefstyl en 'n totale onthouding van alkohol, tabak, doen hulle terwille van hulle geloof. Hulle verskil in die Bybel ook, ek wil net dit gou vir jou vinnig wys. Ons glo net, die Bybel is die hoogste gesag, die hoogste autoriteit. Hulle sê nee, jy kan die Bybel gebruik, maar hulle klem val baie op Ellen White, sy geskrifte en profeseë. Sy was soos in 'n trance gewees. Sy was so buite, ek wil amper sê, so buite haar liggaam gewees. Oosterse goed, vriende, dit gebeur. Dat jy buite jou liggaam gaan, so sê baie profeseë dinge geprofeteer, en hulle glo dat dit die waarheid is, en hulle bestudeer baie haar geskrifte, en hulle glo nogal baie wat sy sê. So die groot verskil vandag lê by hierdie wat hulle die onderhouding van die Sabbat. Ek het nou verlede week so 'n bietjie vir julle gewys, wat sê die Bybel? Jy sien, die Bybel moet vir jou en my die riglyn wees oor wat leer God se woord ons, nê? En wanneer ons kom by hierdie verskil, by hierdie woord, is daar altyd twee dinge wat jy moet onthou, nê? Waar kom daardie leerstelling vanaf? So waar was die oorsprong van Sabbat onthouding? Waar staan dit in die Bybel? So ek sê altyd vir mense, hulle kan enigiets vir my sê, dan sê ek net vir hulle, ek hoor wat jy sê, maar wys dit net vir my in die Bybel. Want die Bybel
is my handboek. Die Bybel is die hoogste gesag. So ek rig my lewe in nie volgens wat mense sê nie. Ek rig my lewe in volgens wat God se woord sê. Nou waar kom dit vandaan dat hulle dit glo? Dit is belangrik om dit te weet. Waar kom dit die gebruik vandaan dat ons, en ek wil vanavond so 'n bietjie daarop konsentreer, dat vandag die protestant, die Christelike geloof, hoekom kom ons Sondag by mekaar? Dit is belangrik om dit te weet. Staan dit ooit in die Bybel? U glo dit maar, né? En daar's 3 groot waarhede. En ek het verlede week net by die eerste een gekom. En ek wil die tweede en die derde een met jou behandel vanaand. Die eerste groot waarheid is, wanneer is die Sabbat ingestel? Dis baie belangrik om die vraag te vra. Wanneer is die Sabbat ingestel? Waar lees ons dit in die Bybel? En die heel eerste keer waar jy dit vanaf gaan lees, jy kan dit gaan opslaan, en onthou hierdie gedeelte, so die wet kom in Eksodus 20 voor. So in Eksodus 16 word daar heel eerste keer gepraat. Dis lank na die skepping, lank na die skepping. Ek wil dit sommer hier vir jou noem, ook na die sonvloed, baie lank daarna, toe kom die woord en hy praat vir die heel eerste keer oor Sabbatsonderhouding. Nou, wat belangrik is, die volk Israel was by die berg Sinaï gewees. Hulle het daar aangekom, hulle het nou daar begin kamp. En toe kom die Here en hy gee dit vir sy volk. Hoor gou hierdie woorde, Eksodus 20 vers 1. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, met wie praat hy hier? Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. So hy begin met die volk praat, dis baie belangrik, want jy moet dit nou snap. So vir wie is die wet gegee? Wie moet die Sabbat onderhou? So kom ek wys vir jou, so vir wie is die Sabbat dan regtig ingestel? As 'n mens nou gaan kyk, wat sê Eksodus 16? Nou wil ek dit hier vir jou wys. Die antwoord op daai vraag, die wet, die 10 gebooie, die onderhouding van die Sabbat, wat die 4de gebod insluit, is uitsluitlik vir die Jood, vir die volk Israel gegee. Toe die Here dit vir sy volk gegee. So wie moet die Sabbat onderhou? Vir wie is dit? Op wie se lewe is dit van toepassing? Dis belangrik. En toe het ek vir jou Deuteronomium 5 vers 3 gelees. En hier kom hierdie vers. Moses, en ek sê dit vir jou in rooi, hy roep die hele Israel by mekaar. Jy moet kyk wat sê God se woord. Jy moet kyk wie praat, met wie en wat is die boodskap. Dan gaan jy dit mos nou mooi snap. Moses in Deuteronomium 5, waar jy die opsomming van die wet weer gaan kry. Jy kry hom in Eksodus 20, jy kry hom weer in Deuteronomium 5. Moses roep sy volk by mekaar en hy sê hierdie woorde. En hy sê vir hulle, hy roep en hy sê, hoor mooi. Nou ek het dit net vir jou in hakkies nou hier gesê, dat jy dit mooi verstaan. Met ons vaders, wie was hulle voorvaders? Wie was die aardsvaders? Met Abraham, met Isak en met Jakob het die Here hierdie verbond nie gesluit. Hy sê dit in Deuteronomium 5 vers 3. Hierdie verbond, wat 'n verbond? Die 10 gebooie. God het met sy volk 'n verbond gesluit by Sinai en hy sê vir hulle, luister gou hier, ek wil hê jy moet nou mooi hoor. Jy moet nou mooi hoor en dit snap. Hy sê ek wil met julle 'n verbond sluit. Daar's 2 redes hoekom. Hy sê ek het nie hierdie verbond met Abraham nie, ook nie met Isak en ook nie met Jakob gesluit nie. Hy sê ek het dit met julle gesluit. Hy sê maar met ons, sê Moses. Hy sê wie's ons? En hy wys na hierdie volk. Hy sê met ons, sê die Here, hier vandag. Almal wat hier is in die lewe, het die Here hierdie verbond gesluit. So dis baie duidelik, ek wil dit net vir jou baie mooi wys. Hierdie verklaring van Moses is baie duidelik. Hierdie wet wat Moses vir hulle gegee het, is uitsluitlik vir hierdie volk Israel, wat die Here God uit Egipte land uitgelei het, uit die slawehuis, en deur die Rooi See gebring het, tot hier by die berg Sinaï, was uitsluitlik vir hierdie volk gewees, en op hierdie volk van toepassing gewees. Nou sê ek vir jou, daar's 2 redes hoekom die Here dit gesê het. Hoekom sê ek, hy het dit of vir hierdie volk gegee, hoekom is dit op hierdie volk van toepassing? Hoor gou mooi hierdie redes.
En daar is die eerste, jy gaan dit in Eksodus 31 kry, ek gaan dit nou weer terwille van tyd naslaan nie, maar in Eksodus 31 gaan jy dit kry, en in Esegiel hoofstuk 20 gaan jy dit kry. Die eerste rede, die heidene, onthou die Here het hulle uit Egipte land uitgelei, hulle is anders, hulle moet anders lewe, hulle moet ander gebruike hê. Die Here sê, ek wil hê die heidene moet kan sien. Daar is 'n besondere verhouding tussen my en julle. So ek wil hê jy moet volgens hierdie gebooie moet julle lewe. Hy begin, ek is die Here jou God. Jy mag voor my geen ander gode hê nie. Daar was baie gode gewees. Baie gode. Hy sê, ek wil hê dat hierdie volk moet sien, daar is 'n verhouding tussen julle en dat ek lewe. Dis die eerste rede op die volk Israel. Eerstens moet die heidene dit sien. Tweedens, dit sou vir die volk Israel laat dink het. Dit is vir my so mooi, jy moet daai teks gaan lees. 5 vers 15, hy gebruik 2 woorde daar, as dit kom by sy hand. Julle moet dink, julle moet 'n dag vat, julle moet daaraan dink. Hoe het die Here God julle uit Egipte land met sy sterke hand, en hoor hierdie tweede woord, met sy sterke hand en met sy uitgestrekte arm, hoe hy julle as slaaf uit Egipte land uitgelei het. Is dit nie wonderlik nie? Jy sien, jy raak so besig, ek wonder of jy al gedink het, hoe die Here jou siel gered. Ek wonder hoeveel keer jy daaraan dink deur 'n week. Dis 'n Gods wonder dat die Here my siel uit genade gered het. Hoor gemooi, die Rooi See was 'n wonderwerk, vriende. Farao met al sy kruismanne en sy voertuie, hulle verdrink in daai water. En die Here lei sy volks droogsvoets deur die Rooi See en hy bring hulle veilig aan die kant. Hy sê, ek wil hê julle moet dink daaraan. Dit was 'n wonderwerk wat ek wil hê julle moet my dankie sê daarvoor, ek wil hê julle moet stil raak 'n dag, en ek wil hê julle moet dit doen, sodat die heidene, die eerste rede, en nommer 2, dat die heidene moet sien, daar's 'n besondere verhouding tussen ons, tussen my en julle, en nommer 2, dat julle sal dink, die sterke hand van die Here, en die uitgestrekte arm van die Here, het dit gedoen. Is dit wonderlik nie? Dit is op die volk Israel van toepassing. So dis die eerste waarheid oor hierdie dag. Hier's 'n tweede waarheid, nou moet jy mooi sit. Die wet, Eksodus 20, amper sê ek die 20 gebooie, Eksodus 20, die 10 gebooie, is net as 'n tydperk gegee. Het is net gedien vir 'n sekere tydperk. Nou moet jy jou Bybel oopmaak. Ek wil jou nou 'n paar dinge wys. In Hosea, en ek gaan dit vir jou op die bord wys, in Hosea 2 vers 10, kondig Hosea die einde van die Sabbat aan. So daar was 'n oomblik toe God die Sabbat ingestel het, en daar was 'n oomblik wat God die tydperk klaargemaak het en gesê, daar's nou 'n einde hieraan. Kan ek dit vir jou wys? Kyk wat sê die Bybel. Ek is so dankbaar vir God se woord, nee. Hy sê, en ek, wie sê ek? 'n groot E, 'n hoofletter E, en ek maak 'n einde aan al haar, wie's haar? Aan Israel se vreugde, haar feeste, haar nuwe maande en haar sabbate, ja, aan al haar feestydde. Die Here sê, ek maak nou 'n einde daaraan. Hoekom? Daar's 'n groot rede as Hosea dit al sê, en ek gaan vir jou daar uitbring. En nou moet jy saam met my blaai, dis 'n bietjie lank om op die bord te sit. Onthou, iets wat in die Ou Testament gesê word altyd in die Nuwe Testament bevestig, nee. Blaai saam met my na Galasiërs. Nou Galasiërs, die gemeente in Galate was 'n wettiese gemeente gewees. Hulle kon nie glo dat die Here Jesus genoeg is nie, as ek net die Here Jesus en plus nog die wet kan hê en kan onderhou, en vir hulle was dit baie belangrik. So Paulus kom by 'n hele hoofstuk wat hy daarin spandeer, 'n bietjie meer as hoofstuk, maar ek haal net hier en daar vir jou uit. En hy kom in Galasiërs 3. En nou wil ek vir u die opskrif lees. Die wet is die daar Galasiërs 3. Ek lees uit die ou vertaling uit. Die opskrif van hierdie hoofstuk is, die wet is onmagtig om te red. Want mense het geglo,
Die Sabbatariërs glo die wet kan jou red. As ek Sabbat kan onderhou die Saterdag, dit kan my red. Die opskrif sê die wet is onmagtig om te red, maar dit lei na Christus. En jy gaan nou hoor wat Paulus self hier omtrent sê. Dit is vir my so mooi, is eintlik hartseer, maar dit is mooi woorde. As hy so begin, hy sê, o onverstandige Galasiërs, dis asof hy moedeloos is. Hy sê, hoeveel keer wil jy nou terugkeer na hierdie dwaallering, hierdie wettiese, hierdie aspek, dat die wet red. Hy sê, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees? Dan gaan hy aan. Maar hierdie woorde betower ons. Man het een Saterdagoggend oor hierdie woordjie gepraat. Frans het nog die boodskap gebring. Who cast a spell over you? Betower. Nou gaan hy, kom ek lees vers 16. Anders bring ek 'n boodskap op 'n boodskap. Hoor wat sê hy in vers 16. Nou is aan Abraham die belofte toegesê en aan sy saad. Ek gaan hom nou vir jou in Engels op die bord wys. Nou is aan Abraham die belofte toegesê en aan enkelvoud, sy saad. Hy staan nie sy saade nie, né? Enkelvoud en sy saad. Hy sê nie en aan die saade asof dit op baie sien nie, maar op een en aan jou saad, dit is Christus. So, nou kom hy al hoe nader, kom ek lees eers verder. Hy sê, maar ek sê dit, die wet wat 430 jaar later gekom het, maak die verbond wat deur God in Christus van tevore bekragtig is, nie kragteloos om die belofte tot nie te maak nie. Want as die erfenis uit die wet is, dan is dit nie meer uit die belofte nie, maar God het dit aan Abraham deur 'n belofte genadiglik geskenk. Wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg weens die oortredinge. Hoe sal jy sonde leer ken? Hoor wat sê Paulus. Totdat die saad aan wie die belofte gedoen is, sou kom. Nou vir wie wys hy? Hy sê daar was 'n tydperk wat die wet daar gestel was, en nou verwys hy na die saad wat sou kom. Hy verwys nou na 'n persoon wat sou kom, né? Hy sê wat sou kom, en dit is deur die engele beskik, deur tussenkoms van 'n middelaar. En die middelaar is nie net vir een nie, maar God is vir een. Dan kom hy sê, is die wet dan teen die beloftes van God? Hy sê nee, stellig nie, want as daar nie 'n wet gegee was wat krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet gewees het. Maar die skrif het alles ingesluit onder die sonde, sodat die belofte uit die geloof in Jesus Christus aan die gelowiges gegee kan word. Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar word. Hoor nou hierso, waarvoor was die wet vir die volk gewees? Wat was die doel van die wet? Vers 24. Die wet was dus ons stigmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word deur die geloof. Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder 'n tugmeester nie. Wat sê vers 24? Die wet is vir ons 'n tugmeester. Nou sê hy in vers 25, hy sê die wet is nie meer vir ons 'n tugmeester nie, want julle is almal kinders van God. Nou kom hy, en nou wil hy weer na die genade van die Here terugkeer, nee. So wat wil ek vir u sê? Die wet, nou sit ek tussen hakies, die wet, hy sê 430 jaar na Abraham. Dit is vir Moses gegee, en nou sê hy, dit strek, die tydperk van die wet, strek vanaf Sinaï, van die berg, toe die volk daar gestaan het, toe Moses met die volk praat, en hy sê, dit strek tot en met die saad Jesus Christus wat sou kom. Daai saad gaan jy al lees in Genesis 3 vers 15, die moederbelofte. So dit is belangrik. Wat moet jy onthou? Die wet is net vir 'n sekere tydperk gegee. Hoekom noem ek dit vir jou? Want dit weer lê dit wat hulle glo. Die derde belangrike gedagte waarby ons moet stil staan is dit.
Die wet het in Jesus Christus tot vervulling gekom. Voordat ek verder gaan, maak gou jou Bybel oop. Ek is so bang ek vergeet hierdie vers. Blaai gou jou Bybel saam met my na Matteus 5 vers 17. Matteus 5 vers 17. En dit handel oor die bergpredikasie en baie is gesê daar. En ewe skielik begin hier 'n vers in vers 17 woorde soos Matteus 5 vers 17. Jy onderstreep hierdie verse, jy moet dit onthou. As jy dit wil hê, dan sal ek dit vir jou gee. Hoor wat sê die Bybel. En Jesus is aan die woord. Hy is besig met sy bergpredikasie, met sy leringe. En dan sê hy in vers 17. Nou verwys hy, dit kom uit die mond van Jesus. Nou het Paulus gepraat. Ek wys vir jou die geskiedenis. En nou sê Jesus hierdie woorde. Moenie dink, as jy daar by vers 17, hoofstuk 5 vers 17, die evangelie van Matteus. Moenie dink dat ek gekom het om die wet en die profete te ontbind. Wat beteken ontbind? Nou te sê, dit bestaan nie meer nie. Wat het ek nou vir jou geleer? In die tweede belangrike waarheid, hy het gekom, die wet is gekom gegee vir 'n sekere tydperk. Nou sê in vers B hierdie woorde. Jesus sê, ek het nie gekom om dit te ontbind nie, maar om, sê gou, wat sê jou Bybel? Maar om dit te kom vervul. So in Christus Jesus het die wet nou tot vervulling gekom. Weet jy, ek berei voor, ek sê, Here, baie dankie. Ek wonder waar sou die Heilige Gees ooit plek gehad het in ons lewens, as die wet heeltyd ons stigmeester moes gewees het. Hoe sou ons ooit daai sagte ou stemmetjie geleer ken het? Wat sou die rol van die Heilige Gees dan nodig gewees het in jou en my lewe, né? So dit sou nie nodig gewees nie. Daarom is dit so belangrik, liewe kind van die Here, om vervul te wees met die Heilige Gees, want die werk van die Heilige Gees is om ons te oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Is jy nog met my? Is jy by my? Jy verstaan dit tot nou toe, jy moet my stop. As jy nie verstaan nie, né? Ja, hier is baie interessant, daar's baie waarhede. So ek gaan oor party van hierdie waarhede 'n bietjie vinnig. So wat belangrik is wat jy moet onthou, die wet wat Moses en wat op toepassing was vir die volk, lees ons nou in die Nuwe Testament, het in Jesus Christus in vervulling gekom. Hoor nou mooi, jy hoor hierdie vers. Kolossense 2 vers 14 sê hierdie woorde, nou lees ek dit, en ek het nou vir jou woorde ingesit, nee. As ek net om vir jou lees sonder die hakies, en die skuldbrief teen ons, met sy insettinge wat ons vyandig was, is uitgedelg en weggeruim deur dit wat aan die kruis vasgenaal is. Nou gaan ek net vir jou 'n paar woordjies insit. Hoor nou mooi, dan het hy 'n ander betekenis. Hy sê, en die skuldbrief teen ons, sou jy oor die wet kon onderhou het. En die skuldbrief teen ons, God se gebooie wat oortree is, dis die skuldbrief, met sy insettinge, wat ons vyandig was. As ek weet, ek raak baie keer so hartseer, elke Sondag word die wet gelees, en dan word daar 'n skuldbelydenis gedoen, dan word 'n gesangkie gesing weer, en dan gaan sit mense, en dan gaan doen ons dit maar volgende week weer, en maar weer. Kolossense sê, Paulus sê vir hierdie gemeente, weet jy wat, jy kan dit nie onderhou nie, maar ek wil jou ietsie leer. Die skuldbrief teen ons. Ken jy 'n skuldbrief? Hy kom gewoonlik in so 'n koevertjie, so 'n vensterkoevertjie. Hy praat van 'n skuldbrief teen ons. Wat met sy insetting, met sy inhoud, wat ons vyandig gesind was, is uitgedelg en weggery. So wat word oor hierdie vers geskryf? In plaas van die harde wet, die tugmeester, kom Jesus, en hy kom met 'n groot woord wat noem genade. Genade, nee. Dis baie duidelik uit hierdie vers uit, dat die 10 gebooie in Christus aan die kruis tot niet gemaak is. Hy die wet aan die kruis kom vasspyker, omdat hy geweet het, ek sal dit nooit kan onderhou nie, word volgens Kolossense 2:14 aan die kruis vasgespyker. Hoor wat sê Paulus nou in Romeine 10? Hy sê in vers 4, Christus is die einde van die wet. Dit staan nie by. Het jy dit al gelees? Gaan lees dit. Paulus sê in Romeine 10 vers 4, hy praat nou daar oor die volk Israel.
Daai hoofstuk gaan juis in hoofstuk 11 oor die volk. Hy sê Christus is die einde van die wet. Wat bedoel hy? Die wet het in vervulling gekom, Matteus 5 vers 17, in hom vervulling gekom, en hy is die einde daarvan, tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Raak jy opgewonde? Raak jy opgewonde oor dit? Hierdie verse verduidelik eintlik wie Jesus is, en wat hy vir ons is. So nou sê ek, nou dat ek weet dat die 10 gebooie in Christus aan die kruis uitgedaag en weggeruim is, weet ons ook dat die Sabbat wat deel was van hierdie 10 gebooie, die 4de gebod, ook daartoe nie gegaan het. So dit gaan nie vandag oor 'n dag nie. Daar sê ek dit weer, Matteus 5:17, in Christus Jesus het dit tot vervulling gekom. Ek wil dit nou gou weer vir jou sê. Daar is dit wat ek in die begin gesê, 'n baie interessante vraag. Wat was die Nuwe Testamentiese kerk se standpunt teenoor die wet? Gaan doen, beloof my, kyk gou vir my. Ek wil jou huiswerk gee. Jy het miskien gewonder wat gaan ek vanaand lees in my stilte tyd. Vat hierdie hele week, dan lees jy Handelinge hoofstuk 15. Daar staan groot waarhede. Groot waarhede in hoofstuk 15 van die boek Handelinge. Handelinge is baie, ja, daar staan baie goed. Ek dink dan hoofstuk vers 17, maar gaan lees. Hoofstuk 15, daai 31 verse. Dan sal jy sien wat was die Nuwe Testamentiese standpunt. Wil ek net dit gou vir jou sê, en ek gaan dit nou vir jou wys. Wat 'n rol speel Sondag dan? As ek al hierdie goed nou vir jou wys, al hierdie dinge. Wat is die rol? Wat 'n rol speel Sondag nou in ons lewens? So ek het nou vir jou baie teksvers gewys oor die Ou Testament. Oor die Sabbat, kan ek net vir jou gees 'n bietjie oplig. Kan ek net vir jou sê, Jesus, ek het hier 'n vraag gevra, as dit waar is dat Sondag geen Sabbatdag is nie, waarom kom kinders dan van die Here dan Sondag by mekaar? Hoor nou mooi, mag jou hart gesindheid verander, mag jou kop verander as dit Sondag is, jou gesindheid. Jesus, en wie die Joodse Sabbat tot einde gekom het, het die eerste dag van die week, Sondagmôre, het hy uit die graf uit opgestaan. Johannes 20 vers 1 sê, en toe Maria vroeg in die môre op die eerste dag van die week. Baie dinge wat sy in een vers sê, Matteus, Johannes 20, en op die eerste dag van die week, baie vroeg daar die môre, toe dit nog donker was, kom sy by die graf, en toe was die graf leeg. Ons kom op 'n Sondagoggend by mekaar, ons eer hierdie dag, nie omdat die Sabbat dit sê nie, of omdat die wet dit sê nie. Ons kom by mekaar, Jesus het opgestaan, omdat hy leef, sien ek aan vanmôre. Ek kom na sy huis op 'n Sondag, omdat ek weet in my hart uit hier opgestaan. Ek wil hier wees, ek wil tussen kinders van die Here wees. So daar is 'n verskil tussen Saterdag, die Sabbat, Eksodus 20 vers 4, gedenk die Sabbatdag, en die Sondag, die eerste dag. So as mense vir jou vra, hoe gaan jy Sondag kerk, hoor gou mooi, nee, dit is 'n Sabbatdag. Nee, jou taal is verkeerd. Jy sê, ek kom kerk want Jesus het opgestaan. Ek herinner my en ek herdenk hierdie dag. Hy het uit die graf uit opgestaan. En hy leef tot in alle ewigheid. So, sy opstanding uit die dood getuig en lei 'n nuwe bedeling in. En daar die bedelingsnaam is genade. Hoor wat sê Paulus in Romeine 6 vers 14. Hy sê, julle, die boek Romeine is vir kinders van die Here geskryf, daarom is dit belangrik om te weet wat 'n boek is vir wie geskrywe. So as hy sê julle, dan verwys hy mos nou na kinders van die Here wat hierdie boek lees. In die gemeente van Rome, hy sê, julle, kinders van die Here, is nie meer, nou verwys hy na die opstanding van Jesus, onder die wet, die ou bedeling of die ou verbond nie, maar onder die genade, die nuwe verbond en die nuwe bedeling. Kom ek haal die rooi uit. Julle is nie meer onder die wet nie, maar onder die genade. Ek bring maar die rooi in, laat jy dit mooi verstaan. Is nie wonderlik nie. Jy weet, dit staan in die Bybel. Jy moet nie misbruik maak van die Here se genade en sê, nou leef ons maar in genade tyd, nou kan ek maar Sondag soos wat hy wil. Hy sê in dieselfde hoofstuk Romeine 6, moet ek meer Sondag sodat die genade meer kan word, as hy nee, stellig nie.
Hy sê, nee, moenie dink omdat jy onder genade leef, nou kan jy maar leef soos wat jy wil, en hy sê, nee, jy kan nie dit doen nie. Dan gaan hy aan, hy sê, julle is nie meer onder die wet nie, maar onder die genade. Is mooi nie? Die genade, weet jy wat beteken genade? Die woordjie genade beteken onverdiende guns alleen. As dit by die wet kom, dan kan ek iets doen. Ek kan sorg om dit te onderhou, ek sal dit probeer onderhou. As dit by genade kom, weet jy sal dit nooit nie. Ek gee dit vir jou, onverdiende guns alleen. En dit is die rede waarom kinders van die Here Sondag by mekaar kom, omdat ons by mekaar kom, omdat Jesus opgestaan het, en omdat hy opgestaan het, het hy vir ons 'n nuwe bedeling ingelei. Daar's 'n nuwe verbond wat gesluit is. Die ou bedeling, die wet is weg. Ek wil jou net 'n paar skrifverwysings net hier wys. Ek dink ons gaan nog daarby kom. Maar kyk gou mooi. Kyk wat sê Johannes 20 vers 19. Die Bybel sê dit. En toe dit aand was op die eerste dag van die week. Kom sê hy nie, toe dit Sondag was nie. Jy gaan nou sien, die Nuwe Testament begin die woorde anders te gebruik. Hy sal nou vir jou sê, dit was aand, op die eerste dag van die week. Wat is die eerste dag van die week? So as die 7de dag, gedenk die Sabbatdag, die 7de dag, dat jy dit heilig, dan beteken dit ons nou Saterdag. En nou die hele Nuwe Testament gaan, en op die eerste dag van die week. Ek wil jy iets hier wys, ek sal dan afsluit. As jy na Johannes 20 toe gaan, jy moet Johannes baie lees, jy gaan dit baie kry, vers 26 sê hy, en 8 dae daarna, Jesus het nou aan sy disippels verskyn, en hulle het hom gesien, nadat hy opgestaan het. En hoekom sê die Bybel nie net 'n week daarna nie? Want as dit sê nou maar Saterdag was, 'n week daarna, dan was dit weer Saterdag. Hoor wat sê die Bybel, hoe druk hy dit uit? En 8 dae daarna was sy disippels weer, so dit was hier, dit was Saterdag, en 8 dae daarna, wat sê dit vir ons? Wanneer het Jesus toe weer aan hulle verskyn? Hy het die eerste dag van die week opgestaan. En hy kom wys vir hulle, hoor gaan mooi, dit gaan nou oor my opstanding, ek wil hê julle moet dit weet, ek het uit die graf uit opgestaan. Kyk gou hierdie vers, interessant die Bybel. Hy sê, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Die Bybel sê dit, hy begin so in Handelinge 2. En dit was die eerste, hy sê, en toe die dag van die Pinksterfees. Kyk wat sê dit. As jy nou na Lukas 23 toe, Levitikus 23 toe gaan, en jy lees vers 15 en 16, Pinksterfees was presies 1 dag na die Sabbat. Wanneer het hy by mekaar gekom vir die Pinksterfees? Wat sê daai vers? Ek wil kyk of jy dit snap. Levitikus sê, hy sê Pinksterfees was presies 1 dag na die Sabbat. So die Sabbat was Saterdag. 1 dag daarna was, hy sê die Pinksterfees, wanneer dit aangebreek? Weet jy hoekom die kerk op 'n Sondag, Pinkster Sondag hou? Omdat dit Sondag is? Nee. Die Bybel sê, dit was die dag na die Sabbat. Toe was dit Pinksterfees. Die kerk hou 'n Pinkster Sondag elke jaar, as dit Pinkster week is, eindig ons op 'n Sondag, die ganse kerk, nie omdat ons nie 'n Maandag dit kan doen, of op 'n Saterdag nie, omdat die Bybel sê, dit was die eerste dag van die week, wat hulle by mekaar gekom het, toe Pinksterfees aangebreek. Het is wonderlik die Bybel nie. Sê nog met my, ek wil jou net dit wys. As jy Handelinge 20 gaan lees, en op die eerste dag van die week, toe die disippels vergader het om die brood te breek, 'n Sondag. So die Saterdag is heeltemal mee wegbeweeg. Hulle het Sondag by mekaar gekom vir nagmaal. Dis hoekom ons Sondag nagmaal hou en nie op 'n Saterdag nie. Sien jy wat sê die Bybel? Nou kyk nou hier. Ek beloof ek sluit met hierheen af. Jy moet nou mooi kyk wat sê 1 Korintiërs. Jy moet dit snap, vriende, die Bybel, nee. Hy sê maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword wat ontslaap het. So wat beteken dit? Hy het opgestaan, hy het die eersteling geword. Die woordjie eersteling verwys nou na Levitikus.
So daar in Levitikus word daar nou gepraat van die verskillende offers. Wanneer hierdie offer toegepas moet word, dan is daar een, die eerstelingsgerf. Wil jy gou soontoe blaai? Blaai gou saam met my soontoe. Ek is so bang jy dink. Dis nie waar nie. Kyk gou daar, die Bybel sê dit. Ek sal regtig met hom afsluit. Ek sê altyd eers 3 keer ek sluit af en dan voordat ek afsluit. So ek het nou al 1 keer gesê. Kyk gou in Levitikus 23. Kyk wat het hier gebeur. Hier gee die Here al die opdrag. Hier gee hy al die tipe, hier gee hy al die prentjie, die beeld van iets wat in die Nuwe Testament gaan gebeur, nê? So hy praat oor die verskillende feeste daar, en nou kom hy en hy sê in Levitikus 23 hierdie woorde. Hy sê in vers 9, en die Here het met Moses gespreek, hy praat nou oor hierdie groot feest, hy sê, spreek met die kinders van Israel, en sê aan hulle, as julle in die land kom wat ek julle sal gee, en sy opbrengsoes, moet julle die eerstelinggerf van julle oeste na die priester bring. Hoor nou mooi. En hy moet die gerf voor die aangesig van die Here beweeg. Dis 'n beweegoffer, die eerstelinggerf, sodat julle welgevallig kan wees die dag. Hoor nou mooi, wanneer moet hulle dit doen? Jy vat 'n rooi pen en omkring jy die woordjie na. Hy sê dit hierso. Hy sê die dag na die Sabbat moet die priester dit beweeg. Wanneer het Jesus opgestaan? Paulus sê 'n groot waarheid. Kyk wat sê hy. Hy sê maar hy het opgestaan, hy's opgewek. Hy het die eersteling geword. Hoor gou mooi. Sondagmôre as ek dit so kinderkraanstaal vir jou kan verduidelik, Sondag skooltaal. Sondagmôre, Ou Testament. Die Here sê vir sy volk, Moses sê vir die volk, as hulle die oes bring, moet hulle eers die gerf so moet hulle waai. Jesus is die gerf. Hy is die eersteling gerf, wat hy sondagmôre so. Hy het die doodheid opgestaan. Hoor wat sê die Bybel, hy sê die priester moes die gerf die dag na die Sabbat. Vir die volk, dit was soos 'n sluier gewees, hulle het nie verstaan die dag na die Sabbat. Daar gaan iets gebeur die dag na die Sabbat. Die eersteling gaan uit die dood uit opstaan, sy naam is Jesus, hy gaan uit die graf uit opstaan, en dan moet hier die eersteling, jy moet die eersteling van jou oes, sê hy, wat beteken dit? Groot Nuwe Testamentiese waarheid. Groot Nuwe Testamentiese waarheid. Ek dank die Here vir die eerste dag van die week. Jesus het opgestaan. Hy het uit die dood uit opgestaan, en al hierdie dinge, vriende, as ek en jy nog vanaand onder die wet moes geleef het, wee ons as mens. Maar ek dank die Here dat in hom die hele wet in vervulling kom het. Ek het nou baie vrae hier, ek dink 9, maar ek gaan baie van jou tyd vat, nee. Ek het dit so opgedeel, nee. Die vraag is net, waar het die Here Jesus ooit, want ek kom eers by die Here Jesus, waar het hy ooit in die Nuwe Testament enige bevel of opdrag gegee, in die Nuwe Testament, dat die Christen uit die heidendom, die wet, die 10 gebooie moet onderhou. Met ander woorde, hoor nou mooi my vraag, waar het Jesus opdrag gegee vir Christene, sowel hulle wat nog gered moet word uit die heidendom uit? Jy moet die wet onderhou. Jy moet die Sabbatdag onderhou. Dit gaan nie vir Jesus daaroor, dit gaan vir hom oor die persoon. Hoor gou mooi. Ek dien vandaan die Here nie omdat die Bybel so sê nie. Ek het hom ontmoet, hy is my werklikheid, omdat hy die graf het opgestaan, omdat hy in my hart opgestaan het. Is dit nie wonderlik? Dit maak dit anderste. Ag, nie vandag weer, is dit nou weer Sondag? Weet jy, die dag het groter geraak as wat die persoon geraak het. So die dag vir die Sabbatariërs, Saterdag, is alles. Hulle hulle self onderbreek, maar self die Sabbatdag. As jy mooi gaan kyk wat jy op 'n Sabbat nie mag doen nie, jy mag nie eens houtjies by mekaar gemaak het om vuur te maak nie. Hoe maak hulle vuur? Om hulle kos te maak, want die Here het gesê, jy moet die dag voor die Sabbat, moet jy al jou kos klaarmaak. So hulle moes al Vrydag gegaan het, so jy moet kos klaarmaak Vrydag, sodat jy Saterdag daarvan kan eet. Jy mag niks doen nie. Met ander woorde, vir hulle was Sabbat beteken ook rus, sit agteroor en wag. So hulle onderhou self nie. As jy in een opsig struikel, sê die Bybel,
As jy aan een wet ongehoorsaam is, dan is jy mos aan al 10 die ander ook. Maar ek dank die Here in Christus Jesus het hierdie tot in vervulling gekom. En daardie Sondagmôre hoor hy sê vir Moses sê vir die kinders van Israel, die oes. Jy sien, toe Jesus uit die graf uit opgestaan het, daar's 'n oes wat moet inkom. Die eersteling gerf was daar die môre vroeg toe Maria daar kom en sien dat die graf al leeg was. Nou ek het my oortuiging, het Jesus werklik die oggend opgestaan. So hy sê daar kom toe hy het opgestaan Sondagmôre, maar wanneer? Dit gaan eintlik oor wanneer. Hoe laat was dit? Belangrik as jy dit wil weet, nee. Maar die feit is, die graf is leeg. Hy het opgestaan soos wat hy beloof het. En sy disippels het dit nie geglo nie. Eers toe Maria, die eerste vrou, wat met 'n boodskap, die eerste evangeliste van die Bybel was Maria. Sy gaan met hierdie boodskap terug huis toe, na die disippels toe. Hy het waarlik opgestaan. Hy het nie net opgestaan nie. Daar's 'n verskil. Sy sê, hy het waarlik opgestaan. Is dit nie wonderlik nie? Dis 'n boodskap, vriende, ek en jy het vandag 'n boodskap. Nee, dit gaan nie oor die eerste dag, maar die feit dat Jesus uit die graf uit opgestaan het. Wonderlik. God se woord is waar nie. Glo jy dit? Jy het raak gesien in God se woord vanaand. So moenie voel die wet beheer jou lewe nie. Ek dank God vir genade. Ek dank God vir die dierbare Heilige Gees. As ek en jy geesvervuld is, waarlik geesvervuld is, dan sal die Heilige Gees ons lei. Hy sal presies sê wat jy moet doen. Ek doen vanaand dinge nie omdat die wet dit sê nie. Ek doen dit. Daar's 'n klein stemmetjie hier binne, kan ek noem dit die klein stemmetjie, die stem van die Heilige Gees. Wat jou presies sal lei. Jesus het gesê, as hy kom, Johannes 16, as hy kom, sal hy julle in die waarheid lei. Nee. Sal hy julle in die volle waarheid lei. Nie die halwe waarheid, in die volle waarheid. Jy sal presies weet wat is reg en wat is verkeerd. Wonderlik God se woord, nee. Is jy opgewonde? Leer jy iets? Kan ek weer begin? So, daar's 9 vrae, maar op 'n ander geleentheid sal ek dit vir u doen. Ek wil vir u sê, grawe jou maar in die woord. Kyk altyd, wat sê die woord? Vir wie is dit gesê? En wat is die boodskap? Wat is werklik die boodskap wat daar staan? Vandag vat mense en hulle slaan 'n spyker in die muur in en hulle maak van dit 'n teorie. Dit wat hulle in die Bybel sien en hulle hardloop daarmee. Mense is vatbaar vir enigiets. Maar bly by die woord. Ons, weet jy wat se gemeente is ons? Jy wil ooit vir mense sê, wat is ons gemeente? Mense verstaan nou nie Nasareëner nie. Ek het al baie van hulle gesê, ons moes ons naam van die kerk verander het. Maar as jy mense sê, aan watse kerk behoort jy? Dan sê jy, ons is eerstens 'n Bybelse, evangeliese gemeente. Dan sê jy vir hulle alles. Wat beteken Bybels? Die Bybel is ons handboek en ons is evangelies, mag die Here ons so help. Evangelies, Jesus het opgestaan en ons het 'n boodskap wat uitdra wat mense se lewens verander. Wonderlik, nee? Is jy met my? Mag die Here vir u seën. Dankie dat u Sondagoggend, ek weet van u ry baie ver om oggend en aand by te woon, ek waardeer dit. Mag die Here vir u ryklik seën vir dit wat u doen om na die diens toe te kom. Mag u hart vol word, mag u hart vol wees. Maak jou skure vol, soos in Josef se tyd, maak jou skure vol. As daar 'n tyd gekom wanneer die woord nie meer daar gaan wees nie, dat jy kan ponder op die woord, dat jy kan broei op die woord, en dat die Heilige Gees die woord, hy gebruik net die woord om met jou te praat. Hy gebruik die woord, en dan begin die woord hier binnekant lewe. Here Jesus, baie, baie dankie, dat ons vanaand so by u woord, by u voete kan kom sit. U die brood van die lewe. U is die brood. U breek hierdie brood. En dit raak al hoe meer vir ons verstaanbaar, Here. Die Ou Testament was vol prentjies gewees, was beelde gewees, tipes gewees. Maar in die Nuwe Testament, soos 'n legkaart die Ou Testament. Maar wanneer ons kom by die Nuwe Testament, dan is hierdie legkaarte so, pas ons hierdie ou stukkies so by mekaar en in mekaar. En ons sien die volle prentjie. Wat 'n voorreg, Here. Wat 'n voorreg dat ons dit kan sien. Wees u Heilige Gees van God, tog die naprediker van die woord. Praat met ons. Maak ons opgewonde. Here, maak vir ons opgewonde oor die feit dat u alleen uit die graf uit opgestaan het. En dat u vanaand lewe
jy lewe, jy sit aan die regterhand van God. Daar sta jy, ek dink in my lewe staan die heel week, Here. Wanneer ons in die krisisse kom, dan sien ek, sê Stefanus, ek sien Jesus aan die regterhand van God staan. Dankie daarvoor. Ek wil vanaand vir u kom dankie sê, Here, vir die naam van Jesus. Dankie vir die krag wat in daardie naam is. En ek wil bid, Here, dat ons sal besef wat in hierdie naam opgesluit is, en dat ons hierdie naam sal gebruik in situasies, en dat ons hierdie naam sal uitroep. Dankie dat Spreuke 18 vers 10 sê, die naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin, en hy word beskut. Ek bid dit in Jesus se naam. Dek vir ons toe, as ons hier uit mekaar uit gaan, Here, dek vir ons toe, onder die bloed van Jesus.